Goeiedag vriende. Ek lees eendag 'n preek van 'n teoloog oor die toekoms en hoe ek en jy die toekoms moet verstaan. En in sy preek maak hy 'n spelfout. En toe hy sy preek weer deurlees, toe sê hy ek het toekoms as toekoms gespel. Die woord toe beteken God. En daarom kan ons sê die toekoms is God se saak. God is in beheer van die toekoms. Miskien moet ons vir 'n oomblik ons denke deur die toekomsbeskouing van die antieke mense laat kyk en beïnvloed. In die antieke wêreld was die toekoms die onbekende, 'n vreesaanjaende gedagte. Vir hulle het die toekoms agter hulle gelê, want in gister het hulle God se hand in alles gesien en beleef en ervaar. Gister was vir hulle 'n teken van God se troue sorg. Die gelowiges kon dit dan sigbaar waarneem. Ek en jy lees in die Hebreërs en veral in Hebreërs 11 van God se trou deur die hele geskiedenis van God se kinders. Van die skepping tot met die gemeente in Hebreërs se tyd en ook tot in ons tyd van vandag. Ja, vir hulle was geloof om die onsienlike te kon sien. Maar geloof was om in gister en vandag God se trou ook te sien. Daarom het hulle kans gesien vir die toekoms. Daarom kan ek en jy mekaar bemoedig met die woorde: hou Jesus altyd voor oë, wat die begin en die volëinder van jou en my geloof is. Kom ek bid saam met jou. Here, dankie dat ons as die kinders by U 'n blywende tuiste vind. Dat ons as die kinders onder die beskutting van die vlerke kan skuil. U wat luister na ons gebede. Amen.